Die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 131. En dit is die finaal, joh, aan Jahwe al die eer, lof en prys en die aanbidding in die naam van Jahwe. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jahwe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in my boek wat ek gebruik het hierso as handboek vir die reeks, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, die wit boek, die A4 boek, so 460 bladsye dik, dan kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk is dat jy die eerste keer daardeur reeks gaan kyk, het reeds 130 afleweringe gemis. Gaan na deel 1, begin voor en stap reg deur die boek Openbaring om uit te vind rondom oor die Eufrat rivier en die boek Openbaring. Uiters belangrik as nuwe kykers dat jy inteken op die kanaal sodat al die ander kennisgewings van die studies kan ontvang. Dit is gratis waarmee ons besig is. Jy sal weet, ons vereensellig ons nie met enige groepe, kerke, mense, organisasies, niemand nie. En ons funksioneer as 'n Bybelstudiegroep reg oor die aarde. Ons funksioneer in die bo-natuurlike geopenbaarde name van Vader Jahwe en die Seun Jahwe, die Ruach HaKodesh, halleluja. Nou ja, hier is die finale gedeelte. Ons is so dankbaar vir dit wat Jahwe ons geleer het uit die woord uit. Tot hierso is amper so 'n bietjie hartseer, né? So 'n bietjie met weemoed. Jahwe oorhandig die koninkryk aan sy Vader. 1 Korinte 15 vers 28. Ons die laaste vers hierso, 1 Korinte 15 vers 28. Kyk nou mooi wat sê vers 28. En wanneer hy in hakies alles aan hom, dis die seun onderwerp het. Kom ek begin net. En wanneer, kom ek begin net weer. En wanneer alles aan hom, dis nie hy nie, en wanneer alles aan hom, dis die seun, onderwerp is, nadat die vleesstukke dood ook in die poel van vuur en swaaf gewerp is, dan sal die seun, dis Jahwe, self hom onderwerp aan die een, naamlik sy Vader, wat alles aan hom, dis die seun, onderwerp het, sodat Jahwe almagtig, sy Vader, in alles, in almal, alles in almal kan wees. So met ander woorde, nadat die dood in die doderyk in die poel van vuur gewerp is, die Antichrist, die Satan, die valse profeet, dan sal die seun homself aan die Vader onderwerp. Volgens die woord van Jahwe, op die oomblik nadat die dood oorwin en die hel in die hel gewerp is, oorhandig die seun Jahwe as die lam, weer alle gesag en mag, wat hy van sy Vader ontvang het, om die verlossingswerk van Jahwe almagtig te volmaak, gee dit weer terug aan sy Vader, soos wat dit gewees het, voor die skepping van hierdie aarde. Halleluja, halleluja, wat 'n voorreg dat ons dit kan verstaan. Volgens Openbaring 22 vers 3 is die troon van Jahwe en die lam van Jahwe in die hemel, en uit hierdie troon stroom 'n suiwer rivier van water van die lewe. Dit weet u nou is die bruid van Jahwe, volgens Openbaring 22 vers 1. Ons het soveel kennis opgedoen. In hierdie skrifgedeelte vind ek nou 'n totale rustige harmonie in die hemel, waar Jahwe ons Vader na sy skepping kyk met Jahwe en sy bruid in die hemele by hom. Halleluja. Terwyl Israel en die siele wie onder die altaar van Jahwe was, vir 1000 jaar of 105 dae saam met Jahwe geregeer het, volgens Openbaring 20 vers 4. En die siele wie bruilofgaste was, almal op die nuwe aarde saam met Jahwe almagtig sal wees.
Dit bring die hele boek Openbaring tot 'n slotsom. As ek moet oor alles weer moet praat, sal dit beteken dat ek in Openbaring 1 vers 1 sal moet begin. Maar in hierdie tydperk, ek dink is so 2 jaar, bietjie meer as 2 jaar, wat ons deur hierdie studie gestap het, die Efrat rivier in die boek Openbaring, is die vraag nou, wat gebeur met die Efrat rivier? Wat sê u? Wat is daar wat uit die Efrat rivier moet kom? Geeste, demone, gevalle engele, Nephilims, wat wil jy hulle noem? Uit die Efrat rivier is hulle visse, want as hulle in die Efrat rivier is, dan is hulle visse. Hoe sê die internet ouens, kyk, as ons oor die internet praat, kan ons nog 6 maande aanhou. Nou sê die internet ouens, nee, die geeste het nou uitgekom terwyl die waters weg is. Maar as hulle onder die waters kon gelewe, dan beteken dit hulle het longe soos visse. Anders kan jy onder die water lewe nie. En waarvan het hulle gelewe? Klein vissies. Jy sien hoe lagwekkend is dit. Maar toe die Efrat rivier storie toe hy droog loop, 2,5 jaar gelede, toe ons met die reeks begin het ek vir julle gesê, dit help nie ons tas net na die Efrat rivier nie. Ons moet na die boek Openbaring kyk, in die soeke reg deur die boek Openbaring. Is daar nie 'n moontlikheid dat daar geeste in die water kan wees nie? Daar is nie een moontlikheid nie. Ek het die Engelse woord is avenue, elke hoekie en kant deursoek. En na 50 jaar se eskatologie navorsing, in die boek Openbaring, Antichrist-systeem, Nuwe Wêreldorde, kon ek nog nooit een indikasie vind wat vir my sê dat daar's geeste wat nou uitkom nie. Ja, daar's baie mooi prentjies wat hulle jou nou op die internet wys van gedrogte wat uitkom en nee. Die demoniese geeste is neergewerp op die aarde, saam met Satan. Die woord sê so. Die 1/3 engele is uitgewerp op die aarde saam met Satan, omdat hy op die troon van Jahwe wou sit. Die Bybel sê op die berg is die troon, dis beeldspraak, want daar is nie berge in die hemel nie. Ons het soveel beeldspraak geervaar en geleer in hierdie laaste tydperk, vandat ons met Openbaring 1 vers 1 begin het. Nou wat sê u? Waar is die demone in die Efrat rivier? Het hulle uitgekom, is hulle nou in die lug, is die gloos het klomp snert, jy kan eerder in rooi kappietjie en die 7 dwergies glo, voor die sulke snert kan glo. Maar nou ja, my pa het altyd gesê, there's a sucker-born every day. En dis ongelukkig so. Selfs pastore en predikante wat hierdie snert begin glo en van die kansels afgepreek het. Maar weet jy wat, hulle net soos mis voor die son verdwyn in hierdie laaste 2,5 jaar. Daar's nog baie wat gesê kan word, maar ek weet dat dit wat reeds gesê het, is dit wat Jahwe Almagtig, ons Vader, deur die Ruach HaKodesh vir u en vir my wou gesê het. Ek voel in my gees dat dit wat ek u bedien het in hierdie tydperk, wat ons deur die boek van Openbaring gestap het, in die Efrat rivier, dat u niks is wat enige iets met my en u godsaligheid te doen het nie, die ewige lewe, die bo-natuurlike ewige lewe, wat enige iets met demone of iets het wat uit die Efrat rivier uitkom nie, terwyl dit nie so is nie. Dis 'n mensgeskape gedagte, soos wat hulle sê, daarso toe die Nephilims gebore is, toe die seuns van Jahwe, die gevalle engele by die dogters by die mens ingegaan het, van Adam. Nee, dit is net anderste om. Die seuns van Jahwe was Adam se nageslag. Ek en u is deel van die seuns van Jahwe. Toe hulle het nie vrouens gehad nie, want daar was nie vrouens nie. Eers later het daar vrouens gekom, hulle eie vrouens, hulle eie susters. En hulle kon nie met mekaar trou nie, en daarom, Genesis 1 vers 23 tot Genesis 1 vers 23 tot 26, nee 26 tot 29, praat hy,
En hy sê daarso van die mense wat Jaffa gespreek het, wat hy gesê het, vermenigvuldig en vul die aarde. En dis een van die vrouens wat Kain gaan vat het. Want hy sê vir Jaffa, as hy op pad is na die land Nod in die ooste, gaan die ander mense hom kry en hom doorslaan. Maar as Adam en Eva en Kain en Abel, Kain slaan vir Abel dood 3 mense. Kain is op pad na die land Nod. Hy sê as die ander mense, sê sy pa en ma, waar is die ander mense? Want sê Jaffa, gee jou teken, dat as hulle jou kry, hulle jou nie sal doodslaan nie. Maar daar's baie verklarings wat se soort teken was dit. Maar die Bybel sê nie vir ons wat se teken dit was nie. Hy sê nie. Nou kom die woord en hy sê vir my, die woord verklaar, die tyd van onkunde is lankal verby. Nadat u hierdie kursus saam met my deurgemaak het, gaan u nooit weer hoef te twyfel oor 'n komma of 'n punt of enige beeldspraak in die boek Openbaring en Daniël nie. Omdat u hierdie studie 'n magdom geopenbaarde inligting ontvang het, mag dit dalk nodig wees dat u weer hierdie bonatuurlike studie sal moet deurmaak. Daar's so baie inligting. En daar's nie fout om hom weer te vat nie, nou laat jy alles weet. Dit is eintlik baie lekker, dis soos om 'n puzzle te bou, 'n legkaart. As jy hom een keer klaar gebou het, dan breek jy hom op, dan is dit soveel makliker om net te weet, dis baie maklik, in die woord dieselfde. Jy kan nooit genoeg van die woord kry nie. As dit nodig is, gaan terug. Begin weer by Openbaring 1 vers 1. Weet jy hoekom? Want jy gaan soveel ander goed raak lees en luister wat jy vorige keer dalk gemis het, omdat jy nie seker was nie, omdat jy sekere kerkdogma en teologie wou verdedig het. En soos wat ons aangegaan het, die Ruach HaKodesh, daai goed stikkend geslaan. En iets vrede gemaak daarmee. Nou as jy by Openbaring 1 vers 1 gaan begin en met hom deurstap, gaan jy soveel goed beter verstaan. As jy presies verstaan wat die bonatuurlik staan, bonatuurlike studie staan, wil ek jy nooi om hierdie bonatuurlike inligting, naamlik ook die boek, die 2 sleutels tot die boek van die Openbaring, wat die handboek was, met iemand anders se lewe te saai. So wat sê ek? Koop 'n boek, saai dit vir iemand wat u gered wil sien. Soos wat Jaffa voorsien het, ek weet nie hoe u op die studies afgekom het nie, maar hier is 'n geleentheid om iemand anders te bless. Op hierdie manier brei ons die koninkryk van Jaffa uit. Ek nooi hom ook hierdie inligting van hierdie boek in selgroepe en Bybelstudies te gebruik, omdat heelwat inligting wat in hierdie boek is, verborgenhede is wat Jaffa Almagtig oor 'n tydperk van 50 jaar deur die Ruach HaKodesh aan my as die skrywer van hierdie boeke, hierdie eskatologiese boeke, daar's verskillende boeke, geopenbaar het. En hierdie inligting vind jy in geen ander boeke in die wêreld, omdat dit nie uit ander se boeke uitgekom het nie. Dit is vir verwagting in ons harte dat ons, naamlik die bruid van Jaffa uitsien na die dag, wanneer die Rooms-Katolieke Paus die volk van Israel en die Palestynë die laaste vredesverbond in Jerusalem sal sluit. Ek is tans besig met die reeks aangaande die wit paus en swart paus. Nou, u moet daai reeks volg, want daar is sekere inligting, nuwe openbaring wat Jaffa lankal aan my gemaak het, wat nie in die boek ingeskryf is nie, oor die swart paus. En dis nie 'n nie blanke swart man of 'n Indiër of 'n nee, daar's 2 pause in die Vatikaan. Die wit paus, die ou Leo die 16de, wit kleertjies in die gedaante van die wit, die heiligheid en die reinheid, en by hom is altyd 'n ander persoon wat swart klere aan het, met 'n rooi of 'n pers sash, of 'n rooi en 'n pers kippa, die hoedjie wat hulle bo dra. Nou, ek wil net so terloops noem, jy weet natuurlik dat daai kippa beteken is the sign of not accepting Yahshua as my savior. Nou dieselfde, dis hoekom die moslems hom dra. Hulle het nog nooit Yahshua gedra nie. Dis hoekom die Jode dit dra, die ortodokse Jode en die ouens dra die kippa. Is the sign of not accepting Yahshua as my savior. En daarom mag jy nie 'n kippa dra nie.
Dit is met verwagting in ons harte, in ons sielsdimensie, dat ons naamlik die bruid van Jahweh uitsien na die dag wanneer die Rooms-Katolieke Paus die volk van Israel en die Palestynë, daar's 'n driehoek, die laaste vredesverbond in Jerusalem sal sluit. Ek is besig met 'n ander reeks op die oomblik ook, nou net deel 2 opgeneem. Hy is inteendeel gister uitgesaai vir die eerste keer. Deel 2 is waar is die vredesverbond? Wat het met die vredesverbond gebeur? Die een wat in September maand verlede jaar 2025 deur president Donald Trump geonderteken is met al die Palestynse of meeste van die Palestynse leiers in Iran en Irak en so kan ons aangaan, en met Israel waar 52 lande saam met hom die verbond geteken het. Toe sê ek, dit is nie die verbond nie. Gaan kyk na deel 1 en dan deel 2, hy gaan seker so 6 of 7 gedeeltes sê, wat inligting is wat u moet hê. Ek gee ook die grafieke daarso op die skerm, waar die verbondsweek alles uitmekaar uitsit vir u om te verstaan. So dis uiters belangrik. En dan is daar die ander reeks, is dit die Joodse feeste of die nagmaal. Daai driehoek van hulle werk so saam. Kyk na dit. Vat die tyd, studeer dit. Partykeer word vleelik die een met die ander een se inligting, maar dit is eintlik kruisbestuiving, dis wat dit is. Wat vir u as kyker dit soveel dieper maak om te verstaan. Halleluja, loof die naam van Jahweh. Ons is so dankbaar, ons is so dankbaar. Halleluja. Ons as ingeligte bruid van Jahweh weet dat om dan te begin tel 1230 dae vanaf die verbond gesluit is, nie 1260 dae soos Daniël 12, Daniël 9 vers 27 sê nie, maar soos Daniël 12 vers 11 sê 1230 dae. Hoekom? Daniël 12 vers 11 sê nie 1230 dae nie. Hy sê 1290 dae. So as ek 1290 dae aftrek van 2520, dan het die tyd verkort met 30 dae. Van die middel van die week om nader geskryf, die tyd van valsvrede nader geskryf, sodat die ouens wat dink hulle gaan slim wees en hulle voorberei en hulle bekeer, dan net so week of 2 voordat die tyd vol is, dan het Jahweh klaar gekom tydens die parousia vir die wederkoms vir sy bruid. Halleluja. Alright, hy sê so vir ons, ekskuus hier nou net iets opgespring hier so op die rekenaar, daar sê hy sê, as ons as ingeligte bruid van Jahweh weet, om dan te begin tel, 1230 dae, volgens Daniël 12 vers 11, dan moet die wederkoms of die parousia van Jahweh plaasvind. En dit, my liewe vriend, is nie Prof. Hannes Redlinghuis sy eie dogmatiek of teologie nie, maar dit is wat u reeds weet, en dit is die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahweh ons Elohim. Halleluja. Ten laaste wil ek as skrywer vir u wat die boek het en dit mee gebruik het as handboek, en u wat die studies geondersteun het in hierdie tydperk, bedank vir die tyd wat u saam met my in hierdie spesiale studie gespandeer het. Vertrou dit vir u tot groot seën sal wees. En dat u die inligting wat u bymekaar gemaak het, die bo-natuurlike geopenbaarde inligting, dat Jahweh u seën in kennis en insig, om dit te gebruik om die waarheid te preek. Om die ander ouens verkeerd te bewys. Ons kan. Ons soek nie moeilikheid nie. Maar reg is reg en verkeerd is verkeerd. Daar's nie 'n halwe waarheid nie. Ek is of in die waarheid, of ek is in die leuen. En terwyl ons as bruid van Jahweh die voorreg het om deur die boek van Openbaring te kon stap, en dit te ervaar, en daar in Openbaring 22 te kon ervaar, hoe daar 'n tweede uitnodiging gemaak was, aan elkeen wat nog nie tot bekering gekom het nie. Daar waar hy sê dat die tollenaars en die hoere is buitekant en die skelms
saam met die honde. Dis die toestand van die wêreld waarin ons lewe. Ons is deur die boek Openbaring. Ons het van die grootste openbarings ervaar. Om voor te kom, waar ons gesien het dat die nuwe Jerusalem is 'n vergeesteliking van Israel. Waar ons gesien het dat Openbaring 22, waar hy praat van die fontein van lewende waters wat uit die troon van Jahwe uitvloei. En weerskante die 2 bome. Al die jare was ons geleer van die waters, waar ons gesien het dat waters, mense, volkere, nasies en tale, daai is die bruid. En dat die bruid eintlik, daar's nie siek mense in die hemel nie. So daar's nie blare tot genesing van enige nasie nie. Dis ons wat reeds die genesing ontvang het, die geestelike genesing wat ons reeds ontvang het, deurdat ons in hierdie bonatuurlike woord geskool geraak het. Ek wil dit dalk net hierso sê, dat jy dit weet, ek is besig met die herskryf van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version se Nuwe Testament, tesame met 4 ander Bybels, Engelse Bybels. Daar's klaar 3 boeke, dis eintlik 'n encyclopedia reeks van so 7 boeke, van al 4 boeke, 500 bladsye dik. Van u het al reeds van daai boeke. Die openbaringsgedeelte, ek is nou op die oomblik besig met Jakobus, wat ek sal deurgaan tot by Titus, dan sal ons sien dat of tot by Openbaring van, nou sê ek Titus, van die boek Jakobus tot by Openbaring, maar die boek Openbaring gaan heel waarskynlik 2 boeke wees. 2 A4 boeke van 500 bladsye dik. Daar wat soveel nuwe inligting gaan bevat, as wat hierdie gedeelte of hierdie studie oor die Eufrat-rivier reeds opgeneem het. Nou hoekom sal dit gebeur? Is omdat soos wat ons deur die woord stap, die eskatologie is 'n lewende embrio. Wat groei in 'n vrou se baarmoeder? 'n Embrio. En hy kom tot ontwikkeling en tot volwassenheid tot by geboorte, wanneer 'n baba en 'n kind gebore word. Die eskatologie is nie beperk. Die eskatologie groei tot by die wederkoms, die parousia. Waar's dit? Openbaring 3 vers 22. Wanneer die genade deur gaan toemaak en die bruid van Jahwe weggetrek gaan word in die hemel in, en dan die groot verdrukking gaan begin vir die volgende 7 jaar en 105 dae. Daniël 12 vers 11, 1290 dae, plus Daniël 12 vers 12, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Nou, ek wil hê dat, of ek sê, ons is so bevoorreg, dat ons as bruid van Jahwe, hierdie resepteboek wat Jahwe vir ons gegee het, geestelike resepteboek, verstaan. Weet jy wat? Hier is eintlik niks wat u geestelik behoort te verras nie. Want die goed wat die protestante kerke en die katholieke kerke nie vir ons in 600 jaar se tyd, meer as 600 jaar se tyd, kon verduidelik het, die beeldspraak, die weet u alles. Besef u dat u weet meer as enige predikant of pastoor. Ek praat nie van die wat hulle eskatologiese grade en diplomas by ons gedoen het nie. Ek praat van hulle wat op hierdie verskriklike hooggeletterde universiteite gaan leer het. Niks weet van die eskatologie nie. U as 'n Jahwis, u as deel van die bruid van Jahwe, u weet meer dan enige een van die predikante of pastore. Hoekom? U kan die hele boek Openbaring verduidelik. U kan Daniël verduidelik. U sit nie in die duisternis nie.
Jaffa het ons uit die duisternis uitgehaal en in die lig van sy ewige seun geplaas, Jafashua. En so weet ons ook by Genesis 1 vers 3, die lig wat daar gemaak is, Genesis 1 vers 3, was nie die son en die maan en die sterre nie. Hulle is eers gemaak by Genesis 1 vers 17. Gaan lees die Bybel weer. So wie het hy geskep om die duisternis te verdryf? In Genesis 1 vers 3. Jafashua. Die duisternis is die beeldspraak, die Satan. Prof, hoe kan jy dit sê? Gaan kyk wat sê Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by Jaffa en die woord was Jaffa. Hy sê en in vers 4 en 5, hy was die lig. Wie was die lig? Die woord. Wie was die woord? Jafashua. Waar kom hy vandaan? Hy het nie net so uit die hemel uitgeval nie. Hy was die lig. Vers 14 sê ons die heerlikheid van die eerstgeborene aanskou, vol van krag en heerlikheid. Hy is die lig wat in Genesis 1 vers 3 gespreek was. En hy was daar gewees. Halleluja. Gaan luister na die Hebreërs reeks. Gaan luister na Hebreërs hoofstuk 1. Baie interessant. So, kom ek verduidelik. Ons het soveel inligting ontvang en bonatuurlike waarheid ervaar, dat tot vandag toe kon ons nie een keer verkeerd bewys word nie. En dat honderde duisende mense, miljoene mense hierdie reeks gevolg. Ek gee aan Jaffa al die eer, al die lof, die prys en die aanbidding. Dis nie om my te laat goed voel of iets nie. Ons is net die instrumente wat Vader Jaffa gebruik om sy koninkryk uit te brei. Ek is so dankbaar dat ons het nie nodig om in die duisternis rond te tas nie. Maar ons weet, hoe pastoor Jan altyd gesê, hy is ook nou 'n dokter, hoe hy altyd gesê, ja, pastoor Jan Botha, ek weet dat ek verseker weet. Ek weet dat ek verseker weet. En u weet dat u verseker weet. Niemand kan jou laat twyfel oor dit nie. En ek glo dat u deur hierdie tydperk, hierdie tog deur die boek Openbaring, op soeke na dit wat in die Eufrat rivier gebeur het, wat nie gebeur het nie, wat versinsels is wat opgedis word deur mense wat sensasie soek. Mense wat sensasie soek, is dit opgedis in 'n storie. En weet jy wat? Dit het net gegroei en gegroei want weet jy wat? Leuns het 'n manier om te vermenigvuldig. Dis so suurdeeg, dis soos yeast. My ma het altyd brood geknee en gebak, groot boerebrode. Dan werk sy 'n bietjie suurdeeg. Ons het altyd sommer gepraat van yeast. Dan werk sy 'n bietjie van die yeast daarin. In die mengsel van die meel en die water en die goed wat sy doen. Dan daai baksel meel en water rys op. Dit word toegemaak warm met 'n kombers. Dan rys dit op. Sy het haar eie komberse gehad waar sy al brood mee toegemaak het. Dan rys dit op, dan is dit sulke brode. En dis die suurdeeg wat dit veroorsaak. En dis wat gebeur het met die Eufrat rivier en die boek Openbaring. Die Eufrat rivier, kom ek stop net daar. Dis wat met die Eufrat rivier internet storieetjies gebeur het. Hulle het suurdeeg op suurdeeg op suurdeeg. Dis soos die boek Henog. Dis 'n fabel. Hulle het 11 fragmente van 'n manuskrip, sulke stukkies van 'n manuskrip gekry. Dan skryf hulle 4 boeke oor die boek Henog. Eers in die 17de eeu, daar was nooit voor dit ooit enigiets so iets gewees nie. Verstaan jy? So. Leuns het 'n manier om meer te word. Die waarheid word nouliks geglo. Maar vertel die ouens 'n leuen, dan groei dit net so, asof dit onbeperk is. Ek is dankbaar dat hier waar ons op hierdie oomblik sit, en ons kyk terug in ons tog deur die boek van Openbaring, dat Jaffa gekom het en ons begunstig het deur die genadebloed van Jafashua en die werkinge van die Ruach HaKodesh,
om hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord vir ons te bring. Ons te kom voed met die ewige lewe. Dat ek en u vandag nie nodig het om skaam te wees nie, of bang te wees, om met enige iemand anders oor die boek Openbaring en Daniël te praat nie. Ek wil weer sê, kry die nuwe boek as hy deurkom. Het gaan nog 'n jaar of 2 vat, voor ons by hom kom, die 2 serels over die boek Openbaring, van die Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybel, dit gaan 2 boeke van 500 bladsye wees, as Vader lewe en gesondheid spaar, wat soveel inligting gaan in hê, wat u nog nooit van gehoor het nie. Nou ek gaan u nooi om saam met my te kom bid. Kom ons bid saam. Vader, ek dank u vir die wonderlikste geleentheid en voorreg wat u ons geskenk het om die kosbare woord te kon vergader het. En so tot die volle geopenbaarde woord van u te kon kom. Vader, ek dank u in die naam van Jahvashua vir die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, terwyl ons hierdie studie kon meegemaak het. Baie dankie vir hulle wie hierdie studie meegemaak het. Ek bid in die naam van Jahvashua, dat u deur die Ruach HaKodesh hierdie bonatuurlike geopenbaar is, die woord, en elke siel van hierdie persoon, wie nou na die woord luister, sal openbaar, en dat hierdie saad van die ewige lewe ook in sy en haar sielsdimensie sal vaslaan, en dat dit 100voudig vrug sal dra. Omdat ons weet dat die tyd besig is om vinnig uit te loop. Ek dank u Vader Jahvashua, dat u nog nie op die wolke verskyn het nie, en dat hierdie vandag in 2026 steeds die tyd van genade is, waarin ons leef. As dit is dat ons nog nie tot die wedergeboorte gekom het nie, bid ek in die naam van Jahvashua, dat u Vader ook in die harte van hierdie wonderlike mense die begeerte sal losmaak, sodat hulle deel van die bruid van Jahvashua kan word, en so help om die bruid voltallig te maak. As dit is dat hierdie persoon reeds wedergebore is, bid ek seën hulle, ek bid u bonatuurlike seëninge op hulle lewens af. Hulle hou hulle getrou in heiligmaking, waarsonder niemand Jahwe Almagtig sal sien nie. Ek bid nou ook vir myself as skrywer en ook vir my huisgesin. Baie dankie vir pastoor Rika, my vrou wie my vir maande en jare onsself sigtelik toelaat om die een boek na die ander een navors en te skryf. Ek bid ook vir elke ander persoon wie my bygestaan het, mag hulle ook u ryklike seën ervaar. Ek dank u Vader vir hierdie geleentheid, dat ons vir hierdie periode van meer as 2 jaar saam kon verkeer het, en dat ons op hierdie oomblik saam in gebed voor die troon van genade mag wees, terwyl ons nou vir 'n verlore wêreld bid. Ek bid, seën elke persoon wie besig is met die bonatuurlike koninkrykswerk, in die naam van Jahvashua, laat dit so wees. Halleluja, laat dit so wees. Amen. En so agterkom, ek het nie al die tyd my oë toegemaak terwyl ek gebid het nie. Ek het hier gelees, maar daar is niks wat sê my oë moet toe wees as ek bid nie. Ek het nie nood, al hoekom ek my oë toemaak wanneer ek bid en u, is dat niks ons aandag aftrek nie. Halleluja. Ek groet u. Ek groet u as deel van die bruid van Jahvashua in 2026 in die edelnaam, die naam van ons enigste verlosser, Jahvashua, u broeder in die koninkrykswerk van Jahvashua, professor Hannes Redlinghuis en pastoor Rika Redlinghuis. Amen. Laat dit so wees. Halleluja.